Ek wil hê jy moet Handelinge 17 gaan lees. Dit is 'n fantasties gedeelte en ek dink daai gedeelte is vir ons neergeskryf sodat ons 'n beter persepsie kan begin ontwikkel rondom wie die mens is en hoe God die mens sien. Dit is nodig dat ons onsself deur God se oë kan begin sien. Ek gaan klein gedeeltetjies daar uithaal want ek wil net iets by julle los rondom dit. Paulus word deur 'n groep mense na Athene toe geneem, want daar was oproer waar hy was. Nou is hy alleen in Athene, hy wag vir Silas en Timotheus om by hom aan te sluit. En in die proses stap hy rond en hy sien al die afgode. En hy sien selfs 'n altaar vir onbekende God. En hy begin, in die passie wat hy het vir die mens en van die goeie nuus, begin die goeie nuus met die mense deel. En die mense sê, jy praat volksvreemde goedjies met ons hoor. So kom ons kry liewer die stadion en dan kom praat jy met ons, dat ons kan hoor van hierdie vreemde goed wat jy sê. Nou Paulus begin deur vir hulle te herinner daaraan dat die God wat hy aan hulle bring, 'n onbekende God is, vir hulle. Ek wil hê julle moet hierdie prentjie sien mense, hierdie mense van Athene met wie Paulus hier praat, het geen benul wie God is nie. Ons groei op in 'n Christelike omgewing. Jy hoor van Jesus, jy hoor van God. Daar's baie kerke en al hierdie goed. Ons raak groot in so 'n omgewing. Daai mense het nie. Hulle weet soveel van Jesus en van God af. Hulle het afgode wat hulle dien. Hulle ken hom glad nie, hulle weet niks van hom af. Nou kom Paulus. En hy kom wys nie vinger na hulle nie. Hy kom nie vir hulle sê, julle is afgode dienaars. Julle moet bely van julle sonde nie. Nee. Wat doen Paulus? Hy kom verklaar aan hierdie mense wie hulle werklik is volgens God se opinie. Hy bring aan hulle die kennis van die heerlikheid van God. Hierdie kennis gaan die hele aarde vul, het God by sy eie naam gesweer. En Paulus wys vir ons hoe dit werk. Hy doen dit. Hy bring heerlikheid aan hierdie mense. Deur vir hulle te sê wie hulle is. Hy praat met mense wat God glad nie ken. Hy sê hierdie God het hemel en aarde gemaak. Hy gee vir jou lewe en asem. Hy sluit onmiddellik in by hierdie God en sê hierdie God hou julle in stand. Hy's betrokke by julle lewens. Elke asemteug kom van hom af. Hy's betrokke in jou lewe, of jy hom nou ken of nie, of hy onbekend is of nie. Hy gaan verder deur vir hierdie mense te sê, in hom is julle, in hom beweeg julle, in hom leef julle. Hy sê vir hierdie mense, julle is in Christus, al ken julle hom nie, julle is ingesluit in die liefde, deel van, veilig binne in hom. In hom leef jy, julle lewe is ingesluit in Christus, sê hy vir hierdie mense. Hy sê vir hulle, julle digters het dan self gesê, julle is sy geslag. Met ander woorde, wat sê hy vir hierdie mense? Hulle is in Christus, hulle is aanvaar. Hierdie mense ken God glad nie, hulle ken Christus glad nie. Hy sê, julle is sy kinders. Hy is julle vader, hy het julle voortgebring. Hy sê, ek verstaan, hoekom julle optree soos julle optree, met al die afgoderry, julle is soekend. Want dis tog hoekom julle in hierdie aarde is, op hierdie plek waar julle bly is, sodat julle hom kan soek, en of julle hom nie miskien mag vind, dat julle hom mag aanraak nie. Hy sê vir hulle, hierdie God is naby julle. Jy sien, my denkpatroon sou gesê het, maar hulle is afgode dienaars, God is baie ver van hulle af. Hy sê, God is naby julle, so asof julle aan hom kan raak. Hy is Immanuel vir julle, hy is God met ons. Hy is deel van jou lewe. Jy kan nie afsonderlik van hom leef nie, al dien jy hierdie afgode. Dis wie jy is ingesluit. Hy wys nie vinger na hulle nie, hy veroordeel hulle glad nie. Hy sê vir hulle, nou hoor julle hierdie goed wat ek met julle praat, en ek wil hê julle moet julle bekeer, metanoia. Ek wil hê julle moet anders begin dink oor julle self.
dan gaan jy nie al hierdie altare in goed nodig het, hierdie rituele, hierdie seksuele orgies, jy gaan dit nie nodig hê nie. Begin anders dink oor jouself. Begin verstaan wie jy is in die liefde van God ingesluit, deel van hom, in hom, een met hom, ongeag van wat jy doen. Paulus sê vir hulle, want op 'n spesifieke dag wat God bepaal het, was daar 'n man wat gesterf het. En toe hy sterf, toe word julle en ons versoen met hierdie God. Of julle nou afgode doen of nie, of julle gekies het of nie, of julle besluit geneem het of nie, nee. God neem die besluit. Hy vel die oordeel oor die mens en sê, julle is geregverdig. Deur 'n man wat gesterf het vir ons, vir julle, wat afgode dien, wat hom nie ken nie. Hy het julle geregverdig, het julle sonde weggeneem, hou niks teen julle nie. As niks op 'n boekie geskryf vir julle nie. Hy het julle omarm met sy liefde en julle deel gemaak, al het julle hom glad nie geken nie. Dis hierdie God wat ek vir julle bring. En toe kom hy toe gee vir julle bewys. Hy gee vir julle 'n kwitansie in die hand. Julle wat hom nie ken nie, vir wie hy onbekend is. En hy sê vir julle, met die opstanding, gee ek vir jou kwitansie, dat jy geregverdig is. Ek gee vir jou nuwe lewe. Jy is wedergebore op daai oomblik. Dis my bewys aan jou, dat ek het gedoen het. Dit het die tyd geword, mense, dat ons die mure van skeiding wat reeds afgebreek is, in ons denkpatrone moet afbreek nie. En verstaan, dat die mensdom die liggaam van Christus is. Dat elke mens ingesluit is in die liefde van God. En dat God niks teen enige mens hou nie. Hy het die besluit geneem. Hy het die keuse gemaak en die mens in een oomblik geregverdig. Jy en ek en elke mens is die geregtigheid van God. Dit was nie ons besluit nie, dit was nie ons keuse nie. God het besluit. Kom ons omarm mense. Maak nie saak wat hulle doen en hoe hulle leef nie. Kom ons omarm hulle met die liefde sonder enige veroordeling. Kom ons sien niemand meer na die vlees nie.